Gesels net nuus, episode 13. Maggie, daar gebeur nie baie in die dorp hierdie week nie. En die munisipaliteit gedra hulle nog steeds. Jy weet natuurlik, daar's 'n baie goeie kans dat teen oor so 20 dae ons dalk weer gaan begin load shedding kry. Ja, hulle moet maar klaar begin regmaak om generators vol te maak. So daar's geen munisipale probleme op hierdie stadium, maar daar is een dingetjie waaroor ons net nou gaan praat, maar ons gaan daarby kom. Ek het net eers 'n interessante artikeltjie op afgekom in die Sunday. Smile, nee. ek pik nie op haar nie, maar ons arme CFO. Nou hierdie was 'n artikel wat ek raak gelees het in die Sunday Tribune. Mercy Petla nou sê sy wil asseblief nie gesuspend word nie, want sy glo nie daar is genoeg bewyse teen haar nie. Glad nie. En ja, nadat 1.4 miljoen of something. Ja, daai 1.4 miljoen rand voertuig en weet sy's uit op R35,000 bail en seker betaal met die. Dis 'n ding wat nog aangaan. Ek gaan vir julle die op skerm later die ding sit dat julle ook kan gaan kyk, maar interessante, weer 'n lang artikeltjie, maar ek wil nie te veel daaroor sê nie. Dit's maar net interessant om te noem dat ja, sy glo sy is nie skuldig nie. Dis onskuldig. En daarom glo sy moet nie gesuspendeer. En nou laasweek het ek nou Joe Tanner se comment gesien op ons nuus. En ek het gedink ek is die enigste een wat sukkel met hoë krag. En toe sien ek Joe sit met presies dieselfde probleem. Ja. Dit is scary. Ek weet nie wat gaan aan nie, of hulle verkeerd lees nie, maar kyk, ek het elke moontlike ding wat ek kon doen, het ek gedoen om te kyk waar lê my probleem en ons steeds word nie gehelp nie. Nee, net kragsbare mense wat ek gevra het om kom uit, wat sommer betalings wil hê van die munisipaliteit om te kom kyk waar is my probleem. Maggie, het julle al gekyk na julle eenhede? Ek het alles gedoen. Ek het tot 'n ou gekry wat dit fisies my rekeninge gevat het en vir my uitgewerk het met die lesing en as mens nou in so 'n probleem is, wat doen 'n mens verder? Ja, want jou hande is afgekap. Jy sit daar lank by die munisipaliteit. Die letterlike afdeling sê net vir jou eenvoudig, betaal en dan sal ons daarna kyk. Ja. Maar hulle kyk net nooit daarna. Hulle doen nie, hulle kom nie uit nie. Ek is en die een of twee wat bereid is om uit te kom is wat gaan nie kry. Maar wat gee my geld? Ja. So ek sê betaal klaar vir 'n diens by dier, maar toe maar. Ons gaan aan. Dan is daar natuurlik daai ding gewees van die polisie, die kidnapping, die ontvoering, dis die Afrikaanse woord waarna ek soek, ontvoering. Die ontvoeringssaakie in Stilfontein. Dis nou oor die naweek gewees. Saterdag as ek dit nie mis het. Ja, maar al wat ek raak gelees het is dat 'n 23-jarige persoon is ontvoer. Ja, hulle gee nie 'n naam. Hulle gee nie 'n naam of dit 'n man of 'n vrou of enigiets is nie en hulle die persoon, hulle is daar weg met die persoon se kar ook. Maar dit is by een van 'n nagklub. Ja, ek verstaan is 'n nagklub, maar hulle sê nou ook nie wat 'n nagklub nie. So hulle sê ook nie wat 'n ras of niks nie. So ons gaan nie spekuleer nie. Ons kan glad nie spekuleer op. Maar die goeie nuus is dat die polisie wel die mense gevang het. Ja. Want hulle het toe nou by die familie probeer 'n losprys kry. Ja, dis maar dis ook belaglike bedrae so. Maar ek weet die enetjies in die hospitaal as ek dit nie mis het nie. Ja, blykbaar. Die ander een is toegesluit, something like that. Ja, maar dis wel gedaan in die polisie daar dat hulle vinnig opgetree het en daai mense. En tog wil ek dis my verskriklik dat ek dink is nagtelike ure het ek raak gelees dat het sy man of vrou, jy is nie vandag meer veilig nie. Of jy man of 'n vrou is, jy is nie meer veilig nie. Ek wil amper sê dat maak jy nog in 'n nightclub. Ja. Eerlikwaar, veral tot oggendure. Die lewe raak so gevaarlik en tog ja. En wie daai mense sit daar buite, hulle die tyd van die wêreld, hulle sit en wag vir jou want hulle soek 'n target. Hulle soek 'n target. Ja. En hulle het 'n keuse van targets. Maar ja, ongelukkig so gepraat van teikens. Daar is ongelukkig nou ook op die verlede week oom Christo en tannie Christa Morrison op hulle plaas naby Glen in die Vrystaat is vermoor. Maar
dit verbaas my net dat daar so min genoem word in die media hier. Ja, Dit publisiteit. is amper asof die media net plaasaanvalle begin aanvaar. Ek wou nou net vir jou sê, weet jy, daar's so baie plaas, want kyk, hierdie is nou Vrystaat, maar is baie naby aan die huis. En dit voel vir my asof die mense begin ook net accept, as ek dit so kan stel. Van daar is so baie plaasmoorde, hoekom moet ons aandag lê op net die ene of daai ene wat hulle aanvaar net? Wat kan ons doen? Ons kan niks meer Dis doen 'n nie. moordsaak wat dit lyk my net Ja. dis En dit is 'n ding wat hand uitdruk. Ja, Rian, dit is. ons plaasmoorde raak regtig. Uitrag. En ek kan nie verstaan dat die mense nie van hulself kan besef wat gaan sonder ons boere doen? Ja, Waar gaan ons kos kry? dit is. Regtig. En wie jy ja, daar's nie veel meer om te sê nie. Al wat ons kan sê is dat ons innige simpatie aan die familie en vriende van oom Christo en tannie Ja, Christa. en is nie lekker nie. Elke week moet ons vir iemand sê, Ja, elke ons week. dink aan julle en ons is regtig jammer saam met julle. Ja. Daar sy julle en dan Dis jy het my nuus direk. What's ek het al cooking? die slegte nuus What's mos. cooking? Ek hanteer die slegte nuus. Julle het seker almal gehoor van die skietery op die N12 gister. Naby En dat- my. Hulle blykbaar die N12. Hier's nou baie bietjie spekulasie. Want dit is nou maar dinge wat mense hoor. Ons gaan nou moet wag om te sien wat die offisiële nuuskanale sê, Ja. en die polisie en al daai mense. Wat nou weer die waarheid Maar was. daar het soveel stories uitgekom. Julle, ek het op 'n kol gewonder of Wat daar- is nou die storie van die wat is die storie? regte storie? Die een storie sê dis taxi drywers wat op mekaar geskiet Ja. het. Die ander storie sê dit is Die taxi drywers en die polisie wat slaas geraak het en Ja. dan die polisie geskiet het. Ja. En jy weet Ek ook- het weer 'n ander storie. Kyk, dit is daar naby my wat gebeur. Ek het gehoor hier sirenes en goed. Toe dink ek, "Jy's weer 'n lekker party in Klerksdorp." Wild En West. Toe hoor ek daar was 'n lijk blykbaar en dan sê iemand anders nee, daar is nie. Hy is net in sy been geskiet. So wat hartseer is ek verstaan dit is 'n hit and run gewees. My storie wat ek gehoor het. Verstaan ek is 'n hit and run gewees en toe die taksies mekaar aangeval en toe kom die polisie en toe is blykbaar die taksiman se geweer groter as die polisie se. En so ek wil nie spekuleer tot ek nie weet wat gaan aan nie, maar ek glo ons behoort die week seker te lees daarvan of te hoor Ja, of ja. te ek het nie op OFM ietsie al gehoor nie. So of dit regtig ook vir hulle so groot saak is, weet ek Ja. nie. I don't know. Daar's Jy weet al- vandag is misdaad nie eintlik meer nuus nie, om Dit die waarheid te is, sê. dit is. En dis jammer, dit So. raak skrikwekkend. So ja, vir almal wat wonder wat daar gebeur het, ons wonder ook. Ja, dit is die waarheid daai. Maar ja, Is jy nie klaar? my nuus is klaar. Maar ek gaan kort en bondig. Gaan ons regtig so kort nuus hê vandag? Ons meer live gaan met ons minder nuus. Hou ons mense Dis hy. Ek wil nie minder langer- besig. Wie wat ons sit partykeer hierso en praat vir meer as 'n uur oor die nuus. Ja. Ek wil nie Kom ons live. dit nie agter nie, want Ons kom dit nie agter nie. Dit wat julle sien wat ons edit is baie baie kort. korter. Ek wil vir julle sê die wat dink Rian is nie 'n chatterbox nie. Gesels met hom. gesels net. Gesels met hom. Rian Panorama Park. Ek het hierdie stukkie raak Agter die gelees. Nee, nie panorama. 'n Panorama Park nie. Oleander. Oleander Park, ekskuus, ek's verkeerd. Hulle dan het ek jou nog verkeerd verduidelik ook waar dit is. Oleander is daar uit op die Valmeseer. Okay, ja, Daai ja. enetjie wat so afgesonder is daai. Okay, En ek het jou verduidelik na Panorama toe. Ja, okay. Want die mekaar geraak, daar is verskillendes, maar ja. Maar nou ja, wat hartseer is daar soos die asgate. Dit word nie eens wettig gedoen nie, Ja. moet ek vir jou by sê. Dit raak 'n hele damp van sy eie. Ja. En die mense damp en dit reën, so dit loop af. Diere kom daar rotte. Kom daar obviously om ons nou maar vir kossies te soek en wat en hulle gaan dood. Nou imagine nou vir jouself as jy daar sit en jy eet oudhuis kossies en jy ruik hierdie jy gaan mos nou begin wonder. Jy gaan nou dink, luister, die mense wat vir my sop hierso gemaak het, is wat gaan hier aan? Ek wil vir julle net 'n idee gee. Imagine jou bure oor kan die pad braai. Jy ruik daai braai en dit ruik lekker en Jy jy raak raak so lus vir dit. jy raak dan nou lus vir 'n braai. Soos om 'n mens gaan braai. Maar wanneer daai brand oor kan die pad, ou nappies is Ja. en ou kos en goed wat vrot is wat brand. As jy nog nooit by 'n stortingsterrein was waar hulle die goed aan die brand gesteek het, daai reuk is absoluut walglik. En weet jy wat is En nou is dit mense? daar.
Dis die dan. Die gesondheid, jy weet hulle sisteme is nie meer sterk nie, hulle immuun kan dit nie meer teen beklei nie. Ek dink dit is 'n health risk om dit so te stel. Nou, Dani Groenewald het hier gevra vir hulp. Ek weet nie hoe kan ons maak om hom te help nie. Hy het nou wel op ons dorp Klaarshop het hy gevra vir hulp. So gaan probeer Dani kontak. Probeer met hom gesels kyk waar kan jy help. Wat my hartseer Of as jy nie vir Dani in die hande kry nie, kontak direk vir Oleander. Dalk die oord. Ja. Maar weer eens kom ek nou terug aan die munisipaliteit toe. Ek pak nou maar weer op hulle kykers het gesê hulle is okay daarmee, laat ons dit bespreek. So Ja, is reg. waar is hulle? Ja. Waar is hulle? Sy wil haar werk terug hê, maar kan sy nie dalk terwyl sy by die huis sit en beklei of dink sy wil haar werk terug hê, hierdie goed raak sien en sê kom ek begin oplossings vind en sy bewys is ook al werk terug nie. Dis wat ek voel. Of dis wat ek sou Daar moet 'n oplossing wees om ontslae te raak van hierdie onwettige stortingsterrein wat ons ou mense daar affekteer. En dis nie net daar nie. Wat dink jy? Wat dink jy is 'n oplossing om Dis nie net daar nie, dit is basically baie ander oral, plekke ook, ja. Die een is dan net uitgelig deur daar nie. En dit lê op my hart want ek is baie erg oor my ou mense ook. So die foto's is daar. Ek sal Ons gaan seker maak julle sien die foto's. Ja, maar ons sal dubbel seker maak. So daar sy, sterk in die kor. Haai, jene, ons maak mos toe en 'n hele klompie ander ook. Ons het dit bespreek, Ja. maar nou weet ek nog nie wat hulle wil doen nie. Ek verstaan nou nie baie lekker nie. Hulle het nou of hulle wil probeer red en of hulle dit nou maar net doen om afskeid te neem. My hart is in 'n twee split hierso. Maar hulle vra jou nou maar R50, nê? R50 is nog steeds duur. Is vir my ook duur. Let wel hoekom. Is net 4 ou movies. Ou movies. Ou movies. Movies wat Netflix kan kyk. Gee eers vir my die ou movies se name. Man, ek gaan net vir jou tweetjies noem, so Chicago, is hy Me, Joe Black, Notting Hill, Back to the Future. Wie wat daai movies is al tot vervelings toe op ETV gespeel. Nou wil hulle hê ek moet R50 betaal Jy moet R50 betaal en jy dit gaan kyk. om een van hulle te gaan kyk. Ja. Nee. Dis 'n farewell, dis nie 'n rescue plan nie. Gee dit vir nie. Ja. Vir die wat nou regtig As jy 'n farewell wil doen, doen dit teen R25 of R30. Dit's nie eers nie, man. Ja, as jy so 'n ou movie wil Want wys. ek kan dit gratis kyk op Netflix of Ja. nee, as ek nie Netflix het nie, soos jy sê ETV. Ja, dis maar my bietjie- moenie iets kies wat tot vervelings toe Al op oorgebring ETV gespeel is. Ja. Dis nou maar my Of opinie. release 'n lekker nuwe movie of 'n familie ding Ja. en maak 'n En doen ding familiekaartjies. van dit. Dis Ja, hy. daar's hy pakket van dit. Dis hy. So daar's soveel opsies wat jy kan oorweeg. Regtig. As jy nie weet nie by my. Ek weet nie dis gee. Dan weet ek nou nie, ons het mos nou laas Saterdag wat nou verby was, het ons hierdie groot luister, dan mense het gehardloop. Ek moet net Jene. sê daai N12 wat al van Potchefstroom. Ja. Ek Ons het het- foto's gesien. Het jy Hulle- foto's gesien? Ja, daar. Ek het live gesien, is weer. As jy gaan na die Northwest N12 Marathon, hulle het actually 'n webblad. Okay, ek het dit nie geweet nie. Daar's 'n klomp foto's daarop wat nogal baie oulik is en die hele dag wys. Hierdie dorp was mal. Impressive, ja. N12 was mal. Ons het die begrafnis gehad. So ons kon nie op die N12 by Askari kom waar hulle opgeëindig het nie. So ons het heeltemal omgery daar by hoor agter Tek. Deurkom, maar ek moet vir jou sê ek gee die verkeer 'n pleintjie. Jo, julle het geweet wat julle doen. Julle het julle verkeer hanteer, julle het julle runners, julle hardloopers, het julle regtig na mooi gekyk. Julle het na ons ouens wat daar tussen moes ry. Well done verkeer. Genuine, julle het goed gedoen. Maar die mense is mal, hoor. Weet jy dat so 'n event goed afgeloop het? Jy hoor geen slegte nuus nie. Daar is die waarheid. Daar's geen Daar insidente is die gewees of enigiets nie. En daar was nie, hoor. Daar was 'n een stukkie nuus. Maar dis nou wat ek hier in my hand het. Dat was so cute. Nou die mense wat nou so mal was in my oë wat van Potchefstroom gehardloop het hiernatoe wat ek nie sin toe wil ry terug nie. Hulle moet teruggaan. Hulle moet teruggaan. En toe is daar taksies vir hulle gereël. Letterlik. Is dit hulle commute gewees? Ek beloof vir jou. Maar weet jy wat was cool? Want kyk, ons gaan hierdie video vir opsit. Ons moet hierdie video opsit. Ek sal die video soek en hom opsit. Die ouens wat terug gery het in die taksies, het Kurt Darren geluister. Nooit. Ek beloof jou, die titel wat hulle gee is In 'n normale in 'n dagtaxi. klein stupid dagtaxi. 'n R2, R5, ek weet wat dit kos die taxi.
So dis so Ai. cool want hulle sê ek dink in die caption of het ek gelees hulle sê ja, Klarsop ek het so gelag. Klarsop is so erg oor Afrikaner wees of iets in daai lyn dat hulle vir jou keer daar in Afrikaans speel. So dit was baie oulik hoor. Dit is so ek het dit gelees. Klarsop snaaks genoeg wanneer jy in die retail industrie kom, is baie mooi gemeng en jy kan enige plek Afrikaans praat en enige plek Engels praat. Weet jy baie mense sê as jy een keer Klarsop se water gedrink het dan dis die waarheid. Dan begin jy Afrikaans praat. Maar jy begin Afrikaans praat. En weet jy wat's my funny nê? Ek is swak met Engels, jy weet dit. Nou kyk jy, ek try nie eens leer nie. My tenses is jy gaan hardloop. Nou wat my so oulik is hoe die Engelsman Afrikaans in klas op praat, maar praat hy hom. Ja, dis waar, né? Dit is ek love it. Ek love it. Hierdie gaan ek nou as jy Engels is en jy wil Afrikaans leer, kom Klarsop toe. Ja, wow. Dan gaan ek gou hierdie gesels. Daar's 'n dingetjie aan die kom, as ek dit nou maar so kan stel. Maar ek wil vra, as jy 'n Bybel by die huis het, al is hy tweedehands was mooi opgepas, of jy het dit in jou hart dat jy vir my 'n Bybel kan koop, of jy het 'n winkel wat jy vir my 2-3 Engels, Afrikaans, Bybels, ja. enige kleur hoor vir my, enige taal. Ewen ek dink jy kry Swana Bybels en goed ook. Enige taal. Gesels met my. Los my jou nommer as jy nie self by my kan uitkom nie. Ek sal dit gaan optel of ek kan vir jou laat weet waar jy dit aflaai. Daar is 'n projekkie besig om te ontwikkel, maar daar gaan Bybels nodig wees. Yes. So as jy 'n Bybel het of kan fonds, dan kontak vir Maggie. Dat ons solank daai Bybels kan begin bymekaar maak. Dan as die projek in die go is, as die projek in die go is, dan gaan ons vir julle meer inligting gee. Ja, maar dit is vir 'n goeie doel. Vir nou bly jy Vir nou kan ons nie vir julle nog inligting gee nie. Nampo se pad. Nampo volgende Kyk. week. Ja. En ek het gelees, hulle sê ons kan reën verwag. Wraggies waartoe nou. Hulle sê dit gaan bietjie koud wees in hierdie weekie. Ek onthou 1 jaar van Nampo waar dit so gereën het, hulle moes met trekkers karre uit die parkeerterrein gaan haal. Ja, nou lyk my ons kan dit weer bietjie verwag. Volgens die weer, as ons die weer kan trust. Moet ek by sê. Nou appeltree daar aan die oorkant, wat is daai plekkie? Boerebos. Daar sy appeltree verniet op daar. Saam met kwaggatjie. Klein kwagga, danskwagga. So hulle twee is daar, een laat ek gou vir jou kyk. Hulle kan op waar moet julle gaan? Wat gebeur waar moet julle gaan loop? 15de Mei. En is gratis. Maar as jy 'n VIP tafel soek, moet jy net bespreek. Telefoonnommers daar. Daar sy. Dan het ons Moedersdag. Sondag is Moedersdag. Bederf jou maag, gaan koop wat chocolates koop. Nee. Moenie chocolates koop, koop biltong. So Moedersdag is my enetjie wat groot is en dan vanaand het ons Joe Black. Hy is weer by Taskrio, Joe blou. Hoor van my Joe Black. Ek wens ek het daai man se stem gehad. Weet jy nie net sy stem nie, sy persoonlikheid, dis 'n mens daai en as mense hoor, ek's lief vir biografies, jy weet van waar kom wie en wat en waar hy begin het ook weer in 'n kroeg en waar hy opgeëindig het en God speel 'n baie groot rol in die man se lewe. Mense wat nog nooit by 'n Joe Black show was nie, besef nie dat dis nie net musiek nie. Nee, glad, hy vertel 'n storie. Hy vertel 'n storie van begin tot einde, met sy musiek en dan tussenin ook. En sorry, as jy nie sy lippe hang terwyl hy daai show gee en vir jou verduidelik wat gaan aan die luister jy nie eintlik nie, dan kuier jy daar of jy is daar net vir die musiek, maar Joe geniet dit, die wat vanaand daar is geniet dit. Ek gaan ongelukkig nou nie daar kan wees nie. Is R250 'n kaartjie. Ek is 100% seker daar behoort weer by die deure nog te wees. Ek sien dat hulle het nou tafels wat hulle sitplekke wat hulle bespreek. So ek weet nie is dit dalk net vir die show om te groot is of doen hulle dit nou maar vorentoe wat hulle sien daar's mense wat spesifieke plekke. Die lekker ding van gereserveerde stoele is dat jy dit baie meer georganiseer. Jy het nie daai leesitplekke tussenin en dit raak 'n gemors. En een van die ander lekker dinge wat ek graag wil opbring met wat gebeur waar is line dancing. By Oelies het hulle line dancing klasse. Ek dink dit is donderdae aande. Dan kom almal bymekaar en hulle oefen 'n nuwe line dance. Dis oulik. Ek love line dance. Ja, as 'n mens uitgaan en mens sien 'n klomp mense skielik hulle val so by mekaar en ons is van daai groepie wat as daai
ek dink is Shania Twain se een song as hy opkom. Ja, She's dan a moet hy. woman, man, Ja, daai ding. Ons val daar uit en ons doen 'n ding en dit is lekker, is goeie oefening. Ja, dis goeie oefening. Sal dit sê nie, maar maar ek dans nie so baie nie, okay. Maar ja, dit is omtrent wat ek het, ek dink. Ek wil net nog 'n ding noem met kom ons kom by daai enetjie. Hierdie is Volgende week is dit mos nou Nampo. Maar ons moet ook bynoem dat van die 13de tot die 9de is dit Wêreld Demensiedag. Ja. Dementia vir die mense wat nou Engels is, wat dit nie. Demensie en Alzheimer. Ons het so rukkie gelede in 'n episode het ons gepraat oor 'n vroetelkombers. Ja. Toe wil ons nou weet, Wat is dit? wat is 'n vroetelkombers? En dis ons het gevra vir insamelings en want 'n vroetelkombers is 'n snaakse dingetjie. Leanne het vir my foto's gestuur. Maar toe gaan ek 'n bietjie beter. Hou gou so vas. Was jy nou weer oulik? Ek was nou weer wie wat se ding is dit daai? Nee. Ek gaan nou vir jou verduidelik. Kyk hierdie. Kyk nou Kyk net. na hierdie. Oh my goodness. Kyk hierdie ding. Dis nie 'n vroetelkombers nie. Dis 'n ander ding. O jene, hier kom 'n hele demonstrasie. Ek dink Leanne hulle gaan Elkeen van hierdie goeters is 'n vroetelkombers. En ek gaan een oopmaak. Een van my gunstelinge. Is jy dit nou gemaak of het jy dit nou gekry? Dis Nee. wat ek eers wil weet. Ek het dit gekry Okay. as demonstrasie van mense om vir julle te wys. Okay. Wat is jy doen dit presies met daai ding Wat hulle sou iemand doen. gaan doen. Die hele idee van 'n vroetelkombers, dit is soos hierdie fidget spinners wat hulle gemaak het vir kinders. Maar daai dexterity, so jy kan speel met hom. Plus die ander ding is, weet jy, hulle sit en trek hom so deur. Jy weet in hierdie dingetjie omdat hy om mekaar rol. Kom jy nie eintlik tot 'n punt? Hy kom op 'n punt nie. Dis 'n dan het ons nou 'n vroetelmou. Dis nou vir die mense wat geneig is om 'n dingetjie te laat val en jy wil net ook vroetel aan 'n ding en vat. En comfort, hulle En soek comfort, ja. as hulle alleen al daai voel goedjies. of ek Dis hoor. precisely. So, hy het al hierdie goedjies by Dis oulik. en jy sit dit aan die arm van daai mense. Mense onthou demensie is 'n verskriklike demensie en Alzheimer is 'n verskriklike ding. Dit roof 'n persoon se brein en jou vermoë om normaal jou mens wees en baie van die mense word weer kinders. Nou, hierdie is my die most amazing. Dit is gemaak met ou lappe en hulle het hier binne-in. En weet Dit jy, is weet jy hoe belangrik is weet daai? daai kooksakkies? Ja. Dis daai kooksakkies wat hulle binne-in het. Hulle doen dit vir die kleintjies ook. Eljanker, daai klein Ja. dogtertjie vir my. Lê mat wat sy met leer op haar maag het ook hierdie. Al hierdie En goedjies. Sy gaan mal vir hierdie klank, hoor. Nou, dink vir julleself. Nou, hier's 'n ding, hier's tot 'n Flitsliggie. 'n flitsetjie aan. Ag my moeder. Jy kan speel met die goedjies. So hulle soek letterlik alles. Elke dingetjie, knope. Ek gaan daai netjie een kant sit en 'n ander eenetjie oopmaak. Ag my jene. Kyk al hierdie goedjies. Hoor dit is cute. Dit is cute verby. En dit hou hulle brein met ander woorde dan nou aktief want hulle figure nou die goed uit en voel Presies. Oh, En die okay. ding is, as 'n mens nou kyk wat alles in die goed is, gebruik 'n bietjie jou kreatiwiteit wat jy alles kan aansit. Hier is 'n ou handskoen wat net vol goedjies gemaak is. Dis flippend oulik. Ja. Ek wil amper 'n voorstel maak. Ek weet nou nie of ek kan nie. Ek hoop maar so Leon nie Leon. As jy dan nou nie die goed, as jy by die huis sit en jy doen niks nie, jy wil jou besig hou en jy kan nie die goed skenk, maak vir hulle vir dit, ja. En dan vat jy dit. En die ander ding is, wat so goed kan jy daarin sit? Ja. Dink aan daai magic drawer wat jy het. Almal het daai magic lie wat jy Exactly. oopmaak en daar's net 'n klomp goed in, waarvan jy die helfte kan uithaal en of weggooi, En toets of jy jouself. kan dit maak, ja. En toets jouself, kyk wat jy daar uit, wat kan jy create? Daar's 'n kas vol 'n klomp ou lappe en of cuts. As daar 'n ou jean is, moet hom nie weggooi nie. Sny die sak uit, werk die sak in so 'n stuk. En sit ietsie daarin. Daar's hy. 'n chocolate. Ja. Biltong. Ek is vandag op chocolates en biltong. Iets basies net om die mense mee besig te hou. So Leanne, dit was 'n verskriklike lekker geselsie oor Wêreld Demensiedag. Ja. En as julle meer inligting wil hê, gaan ek dit hierso onder vir julle En bysit. dankie toe ons julle gevra het. Ons weet nie wat dit is nie. Julle dadelik vir ons reply het en goed gestuur en goed ons waardeer dit. Dit is waaroor ons gaan is om vir gemeenskap ook te wys dat ons nie weet nie. So, Nou, yes. Waaroor gaan dit? Ons praat so van Leanne en ook so,
is dit Suzanne Suzanne, ek dink Suzanne de Suzanne. Swart. Hulle is van Solidariteit, sy helpende hand. En Leanne is nou natuurlik die takvoorsitter hierso en helpende hand in Stilfontein gaan dan nou van hierdie voertelkombersies gaan afgee Ek dink op by die 18de 4 Mei plekke. by 4 instellings op Stilfontein. Maggie, maar ja. voor ons afsluit, gaan kyk ons nuutste video wat ons nou opgesit het van dis Lee's oulik. Detailing Studio. Wat 'n interessante Dit gesprek was, daai. want ek het rarig nie geweet Sunlight Seep doen soveel skade. Sunlight As jou Seep doen werk skade aan in jou jou kar kar. nie. Moenie jou kar was met wasgoedseep ook nie. Ja, dis net en, so en gevaarlik. voeltjie poef. Die voeltjiepoef. Ek was weet jy baie wat? verbaas oor Amper daai een. enige chemikalie wat nie normaal is nie. Moenie op jou kar kom. Moenie jou kar kom nie. Breekvloed is dodelik vir 'n kar se verf en baie ander goed ook. So as iets op jou kar geval het, vry Kan dit dit dadelik 'n gou as lappie vir moontlik. my af, ja. Nie soos Maggie maak om vir 'n week onder 'n boom parkeer en dit lyk soos 'n voeltjie nes en ek weet nie eens of veroorsaak skade nie. En nog 'n ding wat vir my baie oulik is die karligte wat so dof raak. Ja, dit is mos helder, nee. Hoe mooi hy dit skoonmaak. Baie. Dis amazing. En ek was verbaas toe hy met my gepraat het. Kyk baie min mense verstaan as Rihanna nou die video gedoen. Ek doen nie interview, ek vra die vrae, maar as ek daarop staan, onthou ek nie meer wat ek gevra het nie. En as Rian vir my die video stuur en hy sê my toets en kyk of daar foute is of wat ook al, dan is dit asof dit die eerste keer is wat ek na iemand anders luister wat praat. Ek hou nie van my eie stem nie, obviously nie. En ek vind foute met myself. Ek moes my hare dalk so gemaak het wat. Maar dis lekker om dan eers regtig in te neem wat ek hoor. En dis interessant dan vir my. Nou, So, moet jy weet ja. hoe dit vir my partykeer voel wanneer ek hom edit. Want ek hoor die goed oor en ek neem baie van die dink- inligting in. En baie keer lees ek 'n ding of hoor ek 'n Hoor ding jy? en dan sê ek, regtig? Dan gaan soek ek dit op. Want dit is Ja, maar hoe jy Rian is. hou Ek hou van daarvan iets. opsoek. Rian, enige ding, so klein, jy kan vir hom so 'n klein woordjie gee, en dan gaan hy search, bestaan daai woord, hoekom is daai gaan woord hom daar, wat beteken daai woord, regtig, hy's baie lief vir info. Hy doen nie harde werk regtig op die kamera, die info, ek gesels net. Ja. Ek lief my gesels, Dis- so ja, die kombinasie werk. Dit is ek hou van inligting en Ja, inligting. absoluut. Maar ja, Nou ja, julle, ek ons dink gaan nie ons verder gaan ophou nie. ons gaan afsluit met hierdie enetjie. En Wat ek was dink- ons afsluit laasweek? Van drink? Weet jy wat? Dink voor jy drink. Dis hy. As jy gaan kuier, hou dit veilig, hou dit vriendelik en hou dit vermaaklik. Veral vriendelik, ja. Ja. Daar is 'n paar ja, nee, ek Ja. wil iets anders sê, maar gaan nou stil bly. Maar in elk geval julle met 'n baie geseënde naweekie en die familietyd. Ja, en die mense wat Joe Black gaan geniet dit. Ja, geniet hom. Dit julle is in vir 'n ding hy gee fantasties as jou regtig. So En ja, dan sien ons julle volgende Vrydag. sien volgende Lekker Vrydag. week. Jy het al gesmaak. Dis ons Het 'n afsluit. ekstra lank gesmaak. Maar ek gaan probeer nie flik nie. En die kamera weer by mekaar te kry, moet ek Krokodille, hoe maak hulle? sound sync